Die evangelie van Lukas hoofstuk 23 vers 50 lees soos volg. En daar was 'n man met die naam van Josef, 'n lid van die raad. 'n Goeie en regverdige man. Welkom by Geloofspad. In 'n oomblik van groot duisternis, toe Jesus bespot, geslaan en gekruisig is, was dit nie die vrymoedigste stemme van geloof wat na vore getree het nie, maar 'n stil man met die naam van Josef van Arimatea. Sy storie in Lukas 23 lyk dalk soos 'n eenvoudige voetnoot, maar dit hou 'n diep les vir elke gelowige in. Soms kom die grootste dade van toewyding nie uit harde verklaringe nie, maar uit stille, moedige gehoorsaamheid. Josef van Arimatea was nie 'n man van lyde geloof nie, maar hy was 'n man van diep geloof. As lid van die Joodse raad, het hy nie saamgestem met die besluit om Jesus te kruisig nie. Alhoewel hy waarskynlik sy disippelskap vir 'n tyd lank geheim gehou het, het sy optrede boekdele gespreek wanneer dit die meeste saak gemaak het. Na Jesus se wrede dood, toe selfs sy naaste volgelinge in vrees weggekruip het, het Josef na Pilatus gegaan en met vrymoedigheid vir Jesus se liggaam gevra. Dit was geen geringe risiko nie. Om in die openbaar met Jesus in lyn te kom, veral na sy kruisiging, kon hom sy reputasie, sy status, selfs sy lewe gekos het. Maar Josef het gebruik wat hy gehad het. Sy invloed, sy rykdom, sy graf, en dit in liefde vir Jesus aangebied. Jesus is inderdaad begrawe toe die Sabbat nader gekom het. Die vroue wat hom liefgehad het, het gevolg en toegekyk en voorberei om na die Sabbat terug te keer met speserye. Selfs in hartseer het hulle die heilige rus geëer en ons herinner daaraan dat God se ritme van aanbidding en rus steeds saak maak, selfs wanneer die lewe chaoties of pynlik voel. Hierdie gedeelte daag ons ook uit om te ondersoek watter soort volgelinge ons is. Dit is nie altyd diegene wat die hardste skree wat Jesus die getrouste dien nie. Dikwels is dit diegene wat stilweg vasstaan, wat opofferend gee, wat God gehoorsaam selfs wanneer dit ongerieflik of riskant is. Josef herinner ons dat wanneer die oomblik aanbreek, ons gereed moet wees om te dien op enige manier wat ons kan. Het sy gesien of onsigbaar, geprys of vergete? Kom ons bid. Here, dankie vir die voorbeeld van Josef van Arimatea. Man wie se stille moed U geëer het toe dit die meeste getel het. Help ons om op dieselfde manier getrou te wees. Leer ons om ons harte voor te berei, selfs in droefheid, om U te aanbid en te dien. Mag ons alles gebruik wat U vir ons gegee het. Tyd, hulpbronne, invloed. Tot U eer. Gee ons moed om U te volg, selfs wanneer dit duur is. In Jesus se naam, amen.